Nou, voordat ons volgens die teksgedeelte lees, dalk net so 'n vinnige recap of oonskou. Ons is vanoggend by die 3de week van ons Junie-vakansiereeks. Ons Junie-vakansiereeks wat daarop fokus dat ons vrygemaak is in Jesus Christus en saam met Jesus 'n nuwe lewe en identiteit kan kry. So dit is ons 3de Sondag hierdie week en ons gaan 'n bietjie vanoggend gesels oor ons innerlike worsteling met ons geloof en met ons menswees. In die eerste week het ons gesels oor ons nuwe identiteit. Ons het die beeld gebruik van 'n gekanselleerde subskripsie. As jy ingeteken is op iets soos Netflix en jy kanselleer, dan is jy klaar met daai subskripsie. Deur Jesus se dood en opstanding is ons kontrak by die wêreld en by die sonde permanent gekanselleer. Ons is vrygemaak. In verlede week het ons verder gegaan en gesien dat hierdie vryheid beteken dat ons 'n nuwe eienaar het. Ons is nou deel van God se familie. Ons is ingetrek in 'n nuwe storie. En soos 'n pa wat vir sy kind sê, onthou wie jy is, so herinner die Here ons ook aan wie ons is. Maar hier sit ons vandag. As ons subskripsie by die sonde dan nog gekanselleer is, en as ons 'n splinter nuwe identiteit het as deel van God se storie en God se koninkryk, hoekom voel dit soms vir ons asof ons steeds sukkel met ons ou gewoontes? En dit is presies die vraag wat ons vandag saam in Romeine 7 saam gaan ontdek. Dit is ons teksgedeelte vanoggend. Romeine 7 vanaf vers 14 tot 25. Julle is welkom om saam te bly. Ons weet wel dat die wet geestelik is, maar ek, is nou Paulus wat praat, in my sondige aard is uitverkoop aan die sonde. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê, nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog voer teen die wet wat my verstand en my kruis gevange neem deur die wet van die sonde in my ledemate. Ellendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dat ek met my verstand die wet van God, maar my sondige aard die wet van die sonde. Ons lees tot sover. Nou vriende, kom ons sê net gou eers vir mekaar dat wanneer ons in Romeine Paulus se geskrifte lees, dan klink dit soms baie verwarrend en de mekaar. Dit is soms moeilik om die gedagtegang te volg en ons kan baie vinnig oorweldig word deur wat Paulus nou eintlik hier probeer sê. So, as dit 'n bietjie de mekaar klink vir jou, moenie kommer nie, jy is nie al een nie. Ons gaan vanoggend deur dit trap, want aan die kern van hierdie teksgedeelte is daar 'n waarheid wat ons werklik kan help met ons eie worsteling, met ons menswees en met ons sonde. So kom ons begin dalk by een punt. Ons almal was al daar. Ons almal was al daar in 'n situasie of 'n geleentheid waar ons vir onsself sê, gits, ek moes nie dit nou gesê het nie. Of, dis nie hoe ek nou wil optree nie. Dit was verkeerd. Dalk sê jy vir jouself, tog, nie alweer nie, hoekom het ek alweer hierdie ding gedoen? Ek dink almal van ons vind onsself soms in 'n plek waar ons optree soos wat ons nie noodwendig wil nie.
Ons tree nie op soos ons glo of soos ons geloof in Jesus ons lei om te doen nie. Ons is geleer soos wat ons groot gemaak is om te vra wat Jesus sal doen in 'n situasie. Julle onthou daai bandjies, what would Jesus do? Maar baie kere as ons eerlik met onsself moet wees, sal ons tot die gevolgtrekking kom dat ons nie gedoen het noodwendig wat ons dink Jesus sou wou hê nie. En dis juist hierdie genadeloose spanning wat in ons lewens heers, wat Paulus hier probeer uitbeeld. Paulus, die bekendste evangelis en sendelinge, die een wat gemeentes bemoedig en inspireer, wat selfs in aanhouding, vervolging, getuig van God se genade en goedheid. Daai Paulus, die einste ene wat worstel met hierdie dinge. Dis daai einste Paulus wat bloedig eerlik praat oor sy eie worstelinge. Die menslike kondisie waarmee almal van ons maar soms sukkel. Dit bring ons by 'n belangrike punt wanneer ons moet nadink oor hierdie teksgedeelte. Ek het 'n fotootjie van Paulus daar gehad. Dit bring ons by 'n belangrike ding wat ons mekaar moet herinner wanneer ons dink aan hierdie teksgedeelte en wat Paulus sê. Hierdie worsteling wat ons beleef, die worsteling dat ons soms tekort skiet en dinge doen wat ons nie noodwendig wil doen nie, of wat nie strook met ons geloof nie. Hierdie worsteling is nie 'n teken van ongeloof nie. Dis nie 'n toonbeeld dat ons faal nie, maar eintlik juis 'n getuienis van ons geloof. Ek sê dit weer. Die worsteling met ons eie sondige natuur, die feit dat ons soms dinge doen wat ons nie wil doen nie, dat ons nie altyd optree wat ons wil nie, daai worsteling met daai is juis 'n getuienis van ons geloof. Nou dink jy seker by jouself, "Sjoe, Dominee, hoe kan dit dan nou sin maak?" Ons word ons hele lewe lank gesê dat ons Jesus as verlosser aanneem, dan moet ons nie meer sondig nie, ons mag nie meer sondig nie. Dit is waar, wanneer die Here ons aanneem, dan wil ons nie meer sondig nie, maar die realiteit is egter dat ons nie kan ophou sondig nie. Dit is juis hoekom Jesus gesterf het aan die kruis, om ons te red van hierdie bose kringloop. Omdat ons juis in ons eie wil in 'n posisie is wat ons aanhou sukkel en aanploeter. Dit is juis hoekom Jesus gesterf het aan die kruis, om ons te verlos van daai bose kringloop, omdat ons nie kan ophou nie. Die verskil is egter dat ons lewens anders lyk wanneer God in ons lewens is. Maar wanneer ons die merk mis, wanneer ons goeders doen wat ons voel nie reg is nie, dan voel ons skuldig. En ons voel onwaardig van God se liefde, asof ons nie verdien om geliefd te word nie. Maar Paulus deel met ons 'n ander manier om hieroor te dink. En hoe om ons eie sondige natuur te sien binne God se perspektief. Baie keer wanneer ons praat oor ons geloof, dan sien ons dit as 'n speletjie van slangetjies en leertjies. Slangetjies en leertjies, vir die van julle wat dit baie lanklaas gespeel het, begin by 1 en eindig by 100. En die doel van die speletjie is om die uitpunt te bereik. En tussen jou en die eindpunt is daar 'n klomp leertjies wat jou help om vinniger te klim en 'n paar slangetjies wat jou weer laat afseil, selfs tot by die begin as jy nie versigtig is nie. Baie van ons voel vasgevang in ons eie lewens in hierdie tipe dinamika. Ons doen die bes wat ons kan met wat ons het. Ons rol die dobbelsteentjies en ons doen alles wat ons kan tot ons beskikking om boontoe te gaan. Maar dit voel vir ons, maak nie saak wat ons doen nie, as ons weer sien, dan sly ons by 'n slangetjie af. Dan kom ons tekort. Partykeer kry ons dit reg om op te tree soos wat ons wil en ons kan werklik lewe soos 'n getuienis van Jesus, maar ander kere dan faal ons en dan gly ons maar weer af. Ek dink wanneer ek Romeine 7 lees, dan besef ek dat God se genade anders lyk. Anders as wat ons dink. Dit is nie 'n speletjie van slangetjies en leertjies waar ons heeltyd op en af gaan nie. God se genade het ook nie 'n eindpunt nie. Dis nie iets wat ons moet verower nie. En wanneer ons by die eindpunt kom, dat ons nou ewe skielik gearriveer het as 'n Christen nie,
Dis baie eerder 'n lewenslange reis van wording. Ene waar ons kies hoe ons wil lewe as verteenwoordigers van Jesus en groei uit ons foute uit. Dis 'n proses waar ons telkens herinner word aan ons eie menslikheid, swakheid, deur selfinsig. Ek dink daar's iets belangrik wat Paulus probeer uitwys in hierdie teksgedeelte, waar hy worstel met sy eie sonde. En is iets wat ons duidelik vir mekaar moet sê. Daardie oomblikke van swakheid, die foute wat ons maak, die uitbarstings wat ons het, die kere wat ons mense rondom ons seermaak, dit is nie wie ons is in Christus nie. Elkeen van ons het goed en sleg binne ons. Maar net omdat ons soms slegte dinge doen of slegte dinge sê of selfs ander mense seermaak, dit beteken nie dat ons slegte mense is nie. Ek sê dit weer. Net omdat ons soms slegte dinge doen, beteken dit nie dat ons slegte mense is nie. Dit is hoekom Paulus baie moeite maak in die voorafgaande gedeeltes om te beklemtoon dat vergifnis in Jesus nie beteken dat ons maar net kan aangaan om te doen wat ons wil en verwoesting in die wêreld rondom ons saai nie. Maar dit beteken egter dat elke proses van struikeling ons daaraan herinner word hoe groot God se genade is. Dat ons daaruit moet probeer leer en daardeur groei. En elke keer as ons val, en elke keer as die Here ons ophelp met sy genade, leer ons Jesus 'n bietjie beter ken. So word ons stadig maar seker deur sy genade verander. Dis 'n lewenslange proses. Die gedeelte van my wat sondig en worstel met die wêreldse dinge, herinner Paulus vir ons in vers 20, is nie die kern van ons wese nie. Want wanneer ons Jesus aanneem, sterf ons saam met hom en word ons nuut, soos wat ons mekaar gesê het die afgelope 2 weke. Ons is nuwe mense, maar hierdie vleeslikheid en menslikheid bly steeds binne ons. Hierdie element wat Jesus ons gered het, is steeds deel van ons. Ons vind nou net ons identiteit in die Here en nie in die ander dinge nie. Nou uit vanoggend se teksgedeelte kan ons dan vir mekaar vra, okay. So ons is almal soms mense wat worstel met egte dinge. Daar's goeie en sleg in ons. En Paulus probeer vir ons sê dat wat belangrik is dat ons identiteit in Jesus het. Dit is wat die onderskeidende faktor is. Dit is waar ons identiteit vind, wie ons is. So wat neem ons dan saam met ons huis toe as ons vandag teruggaan? Wat sê Paulus rondom hierdie teksgedeelte om ons te help daarmee? En daar's al 3 dinge wat ek graag vir ons wil uitlig vanoggend uit die teksgedeelte waar ek voel Paulus ons help om hierdie beter te beliggaam, beter te verstaan en beter uit te lewe. Die eerste ene is die stryd wat ons nie kan wen nie. En dis al die fokus in vers 7 tot 13. So dis nou in daai gedeelte net voor ons nou gelees het, maar ek voel dit is belangrik en sluit aan by wat ons nou vanoggend gelees het. Paulus praat regdeur in Romeine van die wet en hy haal dit weer aan vanoggend in vanoggend se teksgedeelte. Is vir Paulus belangrik want in die verlede het die mense hulle identiteit in die wet gekry. En as hulle nie die wette kon nakom wat die Here gegee het nie, dan is dit hoe hulle self gedefinieer het. Maar Paulus probeer sê dat die wet is iets wat anders. Die wet is soos 'n spieël wat jy ophou voor jouself. Dit wys vir ons tekortkominge. Dit wys vir ons die gaping tussen wie ons behoort te wees en wie ons eintlik is. Dis nie daar gesit om ons skuldig te laat voel, dit is daar om ons te lei om 'n goeie en gelukkige lewe te leef. Ons dien nie die wet nie, ons dien God. En daai stryd wat ek hierso van praat, wat ons nie kan wen nie,
is juis Jesus se sterf vir ons sondes. Ons kan nie op ons eie staan nie, want dan gaan ons altyd tekort kom. Ons moet die Here vertrou en ons identiteit binne God. So die eerste ding is om te besef dat ons is gered. Dat dit nie iets is wat ek en jy uit ons eie mag uit kan doen nie, maar dat Jesus dit vir ons gedoen het. Dis 'n stryd wat ons nie kan wen nie. Die tweede ene is 'n stryd wat ons nie kan verloor nie. En dis die fokus daar in vers 14 tot 25 gedeelte wat ons op gefokus het vandag. Paulus praat van die stryd binne onsself. Daar is hierdie spreekwoord dat daar 2 honde of 2 wolwe op jou skouers is. Die een wat positief is en die een wat negatief is. En die een wat die grootste is die een wat jy voer. Paulus probeer iets uitbeeld van daai binneworsteling wat binne elkeen van ons is. Dit is 2 verskillende kante wat teen mekaar kompeteer. Dis soos om by Loftus of by, ons het nou nie meer vir Nieuweland hê, by Groenpunt te wees en Stormers en Bloubil ondersteuners langs die paviljoen te sit, wat 2 skree vir 2 aparte of verskillende opponente, wat mekaar skaars kan verdra. Die goeie nuus is wat Paulus vir ons probeer sê, is dat ons reeds vrygemaak is van die sonde. En dat ons nie uit ons eie krag uit probeer om dit te veg nie. Ons het eintlik reeds die stryd oorwin deur Jesus wat gesterf het vir ons sondes. Ons het nou die krag en die mag om te oorwin. En die laaste ding wat ek voel Paulus vir ons uitbeeld, is dat hierdie stryd wat binne elkeen van ons plaasvind, is 'n doelbewuste een en nie 'n passiewe een nie. Wat bedoel ek hierby? Dis 'n keuse om te leer uit ons ervarings uit. Dis 'n keuse om genade vir onsself te hê. Dit is 'n aktiewe proses van wording in ons eie lewens, waarby ons meer en meer groei om soos God te wees. Dit is iets wat aktief in ons lewens gebeur, en nie net iets wat woeps gebeur nie, maar dit is iets wat ons moet ontvang en omarm. En hiermee sluit ek af. Dalk voel dit vir jou in jou lewe dat jy doodmoeg gespeel is aan die speletjie van slangetjies en leertjies. Asof in jou geloofslewe soms op is en dan af is. Partykeer voel jy trots op wat jy gedoen het, ander kere voel jy skaam en skuldig. Maar onthou asseblief wat ons die afgelope 3 weke met mekaar oor gesels het. Jou subskripsie by die Sonde Netwerk is finaal gekanselleer. Jy behoort aan 'n nuwe eienaar. God het jou in genade aangeneem as deel van sy familie en jy is deel van 'n nuwe storie. En omdat jy deel is van daardie nuwe storie, wil God vanoggend vir jou kom sê, die oorlog om jou redding is verby. Jy hoef nie meer jou eie waarde deur prestasie te bewys, of al jou foute self te probeer regmaak nie. Al wat God van ons vra, is dat ons die selfpogings neersit, en dat ons soos Paulus in aanbidding net voor die Here neerval, en sê aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. Dit is in Jesus waar ons redding bly, maar ook in Jesus waar ons die geleentheid kry om te lewe bo die foute en uitdagings in ons eie lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ons hemelse Heer, ons sit almal soms met 'n rou worsteling binne onsself. Vanoggend wil U vir ons kom sê dat U ons vrymaak. Dat ons nie gebuk hoef te gaan aan hierdie konstante op en af en worsteling nie, Heer, maar dat U genade groot is vir ons. Dat ondanks die feit dat ons soms doen dit wat ons nie wil doen nie, dat U ons genadig is, maar dat ons ware identiteit in U lê.
Wanneer ons dit besef en wanneer ons worstel met hierdie dinge, is dit 'n geleentheid waar deur die Heilige Gees ons verander, vernuwe en nuut maak. Wees met ons hierdie week, Heer. Mag ons al hoe meer luister en onderskei waartoe U ons lei. En besef, Heer, dat U reeds die prys vir ons betaal het, die veg vir ons oorwin het. Mag ons U vertrou en sag rus in U genade. Amen.